Goeiemôre, my naam is Rupert Koopman en ek is 'n plantkundige wat spesialiseer in fynbos. So vandag is ons hier in die Citrusdal area en ons wil 'n bietjie meer leer hoe ons kan volhoubare boegoe en ander boerderypraktyke toepas. Hoekom hierdie area belangrik is ons is basies in amper die hartland van waar boegoe natuurlik voorkom, maar ook wanneer ons praat van boegoe, is daar net nie een soort boegoe nie, maar daar's letterlik honderde verskillende spesies. Maar as dit kom by die boerdery van boegoe, praat ons van net 2 spesies. Dis nou jou Agathosma betulina en Agathosma crenulata. En daar's ook 'n hybrid tussen die 2. Hierdie is Agathosma betulina, die rondeblaar boegoe. En dis eintlik die werkesel van die boegoe-industrie. So meeste van die geplante boegoe wat jy sal kry is hierdie een. Die ander prominente spesies wat ook op die plaas is Agathosma crenulata. En die groot verskil eintlik is die blomme. So crenulata se blomme is net wit en betulina het wit na ligpink na donkerpink toe. 'n Tweede kenmerkende verskil tussen die 2 boegoe spesies is die rondeblaar boegoe se blaar is uiteraard 'n bietjie meer rond. En crenulata se blaar is bietjie meer langwerpig. So chemies gedryf het ons 2 verskillende chemotipe. Met Agathosma betulina het jy 2 chemotipe, dis diasphenol en dit word uitgedruk met hierdie rooierige stammetjies met die nuwe groei. En isomentone waar die nuwe groei baie meer groen is. 'n verdere verskil tussen die Agathosma betulina en crenulata is betulina het 'n ondergrondse houtstok basies. So na 'n vuur is hy ontwerp om weer uit te loop. Wat dit ook beteken is dat hy taamlik hard geoes kan word. So jy kan tot 15 cm bo die grond hom terugoes. Maar ook belangrik om te onthou is omdat die polygon vlakke baie hoog is wanneer die struik in blom is en ook as hy saad het, wil jy hom nie oes in daai tydperk nie. So hier kyk ons tussen basies somer en herfs en dis wanneer hy in 'n goeie oesfase is. Van vroeë winter begin die blomme deur na lente toe. En terwyl daar blomme en ook saadpele is op die plant, wil jy hom glad nie oes nie, want jou polygon vlakke gaan hoog wees. Die 2 boegoe spesies het 'n uitlopende, maar ook teen mekaar bots basies in hulle distribusie. So hierdie betulina, die rondeblaar boegoe, sy natuurlike voorkoms is tussen die Cederberge in die noord en die noordoos, omtrent in die suidwes na Piketberg en suid na Tulbagh toe. Crenulata is die een wat meer van omtrent Gouda, suid na Stanford en ook in baie van die Bolandberge om die Toitskloof voorkom. So waar die 2 natuurlike omvangzones by mekaar uitkom, so dis omtrent in die Witzenberg, kry jy 'n basterboegoe. So dis waar crenulata en die rondeblaar betulina by mekaar uitkom. En hy het ook interessante chemiese eienskappe.